Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Vandag is ons by deel 8 en ons gesels oor geloof. Wat is geloof en hoe werk dit? Ek wil julle eers 'n verhaal vertel van my en Pieter, hoe ons geloof in ons lewe toegepas het. So 15 jaar terug het ons opdrag van die Here gekry om ons enigste kar te saai. Ek was swanger met Anthony en in geloof was ons gehoorsaam geweest en ons het ons kar gesaai. In daai tydperk wat ons moes wag vir ons kar, het die Here vir ons 'n skrif gegee in Hebreërs 11 vers 1 dat geloof 'n vaste versekering is op die dinge waarna ons uitsien sal gebeur. Dis 'n bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Op grond van daai skrif het ons besef dat geloof hand aan hand loop met dade. Ons kan nie net sê ons glo nie, maar ons aksie bewys dit nie. Ons het toe besluit dat ons gaan glo en reageer op hierdie skrif in Hebreërs 11 vers 1. Ons het 'n wasmasjien in ons motorhuis gehad en die een oggend moes Pieter gou vinnig uithardloop om ons kouse in die tammeldraer te gaan haal. Nou moet julle hierdie prentjie skep. Hy het die wasgoedmandjie bo op sy kop gesit, gesien hoe ons nuwe kar in ons motorhuis staan en dan het hy langs die muur geskuur met die mandjie op sy kop om nie die denkbeeldige kar te krap nie. Op daai oomblik het 'n motor verby ons huis gery en gesien dat Pieter langs die muur skuur met 'n mandjie op sy kop. Hy het gestop en gery en weer gestop net om seker te maak dit wat hy sien. Pieter het net vir hom gesmaal en verder teen die muur geskuur. Ons lag vandag daaroor, want ons het hom definitief iets gegee om te praat daai oggend by die werk. Dat hier 'n man met 'n mandjie op sy kop teen die muur skuur, terwyl daar soveel spasie in die motorhuis is om te loop. Maar wat hy nie gesien het nie, is ons geloof dat daar klaar 'n motor in ons motorhuis staan. Dit was omtrent nie 'n week later nie, toe die Here iemand stuur om vir ons 'n kar te gee. En dit was 3 keer beter as wat ons voorgevra of selfs verwag het. In Jakobus 2 vers 17 sê dit duidelik, om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. In vers 21 wys die Here vir ons hoe ons geloof in dade moet word. Abraham se geloof het dade geword. Hy het sy seun Isak op die altaar gelê en God het hom vrygespreek. Hier sien ons dat sy geloof gepaard gegaan het met sy dade. Daarom het sy geloof uit dade volmaak geword. Ons kan ongelukkig nie vir die Here 'n saak oorhandig en vra dat hy ons daarmee kan help, maar môre vat ons dit terug en verwag dat hy nog steeds moet help nie. Die oomblik wat ons twyfel, beskryf Jakobus 1 vers 6 ons soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy is iemand wat nie tot 'n besluit kan kom nie. Op so iemand kan jy nie pyl trek nie. Kom ons luister wat sê Pieter uit 'n ander oogpunt wat geloof is. So kom ons kyk 'n bietjie van 'n ander kant af. Wat is geloof? Nou, ek het op faith gaan search op Google, faith, die woord faith, en interessant, op Google wys dit complete trust or confidence in someone or something. En die tweede punt wat hulle optel is a strong belief in the doctrines of religion based on the spiritual conviction rather than proof. Baie interessant, nee. So op 'n einde van die dag, almal glo in iemand of in iets. Kom ons vat ateïs, iemand wat sê hulle glo nie in die Here nie. Hulle glo nie, so hulle glo daar is nie Here nie, so hulle het klaar geloof. Dus waarin glo jy? Ander voorbeeld, 'n kar. As jy jou, kom ons sê, 'n nuwe kar koop en jy weet daar's niks fout met die kar nie, die moment wat jy jou sleutel in daai kar is 'n ignition indruk, verskies vir die Engels, en jy draai die sleutel, dan dink jy nie of daar iets fout is met die bedrading nie. Jy wonder nie of die battery gelaai is nie. Jy het jou volste vertroue dat daai kar se engine gaan start. So met ander woorde, jy sit jou vertroue in 'n mensgemaakte ding en selfs wat deur robots gemaak is, dat hy gaan start. Kom ons vat 'n voorbeeld. As jy wil gaan water drink, wat doen jy? Jy vat jou glas en in geloof sit jy hom onder die kraan met die wete dat daar gaan water uitkom as jy die kraan oopdraai. So ons almal glo in iets. Vat 'n volgende voorbeeld, 'n stoel. Ek het my pa gebruik baie keer die voorbeeld. Hoeveel keer as jy gaan sit op 'n stoel, het jy die stoel opgetel, eers geïnspekteer om te kyk, is die stoel sterk genoeg? Is hy goed gemaak? Het die persoon wat die stoel gemaak het hulle al die skroefies en die spykers en al die goeders in die regte plek gesit? Of gaan sit jy net in geloof dat daai stoel jou gaan hou? Sien, ons almal het geloof. Nou wat van as ons daai geloof vat en dit in die Here plaas, daai selfde tipe geloof. Maar dan kom ook gevalle wat ons baie keer glo. Hoeveel keer het jy die Here vertrou vir iets en dat dit nie
gebeur nie. Ons geloof raak wankelrig. Dis oké. Selfs die disippels het daarmee gesukkel. Vat 'n voorbeeld. Thomas. Ons almal ken Thomas se storie, dat hy saam met Jesus gewandel, hy het saam met Jesus die wonderwerke gesien. Hy het self saam met Jesus gesien toe hy die Lazarus uit die dode uit opwek. So hy het al die groot wonderwerke gesien. Maar die moment die ander disippels vir hom sê hy lewe te glo en hy sal eers dit sien, dan sal hy dit glo. En baie keer is ons ook so, ons sal nou eers sien voordat ons glo. Maar hoor wat Jesus antwoord vir hom in Johannes 20 vers 29 antwoord Jesus hom en sê, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Maar salig is die wat nie gesien het nie en nog steeds geglo het. So, ek wil net vir jou sê, dis hoe ons moet glo. En dit is baie keer moeilik. Hierdie skrifwoord is baie moeilik. Baie keer as jy voel jy het deur teleurstellings gegaan, en dan sê die woord van die Here, hy is ons nooit teleurgestel nie, maar tog voel dit soms vir ons asof die Here ons teleurgestel het. Ons is ook maar net mens, maar ons moes iets leer daaruit. Ek vat 'n voorbeeld, toe ons getrek het van Pretoria af Kaapstad toe, het ek so geglo dat die Here gaan vir ons alles in plek sit. Die Here gaan vir ons die trok stuur en ons gaan afkom en ons gaan ons huis kry, maar nêrens kon ons 'n huis kry nie. Ons kon nie betyds 'n huis kry nie, maar die Here het gesê ons moet trek, so ons moes in geloof trek sonder dat ons eers 'n blyplek het. Daaruit moes ons ook iets geleer het, want eers toe ons in die Kaap intrek, 3 weke later kry ons eers die huis. Hoekom is daar so die Engelse woord delay gewees het? En ons moes iets uit leer. Nommer 2, ons moes afkom Kaapstad toe in die eerste 3 weke, want ons moes vir mense kom bedien het, ons moes vir mense kom bid het, wat hy selfde tydperk getrek het. Soos ons nie gewag het vir die trok om op te dag, dat ons hierdie mense gemis. Toe ons die huis kry uiteindelik, toe was die huis nog eers beskikbaar na eerste 3 weke, en die huis was eers beskikbaar die laaste 3 weke gewees. En so het dit als uitgewerk, maar nie op my manier nie, nie op my denkwyse nie. So wat het ons geleer? Ons het geleer nommer 1, lag vir jou situasie. Vir elke aanval wat jy kry, elke situasie jouself bevind, lag vir dit, want in 1 Tessalonisense 15 vers 16 sê, wees altyd bly. Maar dis dan maar moeilik soms, veral as hy aanslae so kom. Die dinge werk nie uit soos jy geglo het en vertrou het nie. Maar nommer 2, hou aan bid tot jou deurbraak kom. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. So ons moes geleer het om aan te hou bid, al lyk het vir ons asof die Here nie deurgekom het nie, al lyk het vir ons asof die Here ons teleurgestel het. Dan, vers 3, wees dankbaar vir wat jy het. Ons moes geleer het om dankbaar te wees. Die Here het vir ons voorsien op ander maniere. Ons kon al ons meubels in stories gaan sit daar in Pretoria. 'n vriendin het haar huis opgeoffer vir ons, waar ons kon bly vir die eerste 3 weke. So ons moes leer om dankbaar te wees ten spyte van. Want vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God, Christus Jesus oor julle. Die volgende punt is, glo dat alles sal uitwerk volgens die Here se wil, solank as wat jy in sy leiding bly. En dit is baie belangrik, dat ons moet glo, ten spyte wanneer dinge nie vir ons uitwerk nie, en vir ons voel dit werk nie uit nie, moet nog steeds kan glo, solank ons net doen wat die Here sê, gaan alles ten goeie mee uitwerk. Hoekom? Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorname geroep is. So ek wil vir jou sê, uit hierdie geloofspunt uit, hou aan glo, ten spyte van jou situasie, hou aan bid, en begin te lag vir jou situasie, en bid sonder ophou, en wees dankbaar vir die pad, want nie almal het die voorreg om die pad te stap wat jy altyd stap nie. Hoekom sê ek voorreg? Joh, Pieter, dis 'n moeilike ene. Jy weet nie waardeer is ek nie. Jy weet nie wat situasie is ek in nie. Ek wil vir jou sê, op die dag wat ons hierdie opname doen, sit ons self weer voor 'n rooi see. Ons bevind ons self in die grootste, ek wil amper sê, situasie wat ons al ooit in was. Selfs die Kaap-toer lyk soos 'n kleintjie teen waarteen ons nou sit. En dit voel vir ons, daar's geen meer deurbrake nie. Dit voel vir ons, hier's nie antwoorde nie. En ek glo ons, na vandag gaan julle hoor van ons getuienis. Hierdie deurbraak wat ons gaan ervaar, die getuienis wat ons nou gaan deurgaan, is een van die grootste getuienisse wat ons al ooit gehad het. En ek spreek dit in geloof dat hierdie gaan die grootste getuienis wees, ten spyte van wat die situasie lyk. Ek dink nou aan Pieter se woorde waar hy sê, lag vir jou situasie. Dit is eintlik so interessant as 'n mens woorde hoor en dit herinner jou aan jou verlede. Daar was 'n dag gewees wat ons so gery het en op pad na 'n winkel toe en daar gaan staan ons kar in die middel van die pad. En op daai oomblik is daar 'n fulstasie langs aan ons en ons trek af. Jy weet, en ons probeer die kar net tot by die fulstasie kry en daar staan ons. En op daai oomblik spring ek uit die kar uit en ek begin dans om die kar en ek begin lag vir die situasie
situasie. Een van die werkers het my net so gekyk en gewonder, wat gaan aan met hierdie vrou? Ek dink vir die wêreld lyk dit baie keer snaaks en hulle wonder seker, wat gaan aan in hierdie mense se koppe? Maar op daai oomblik het ek vir Satan gelag, want ek het geweet, hy gaan nie ons joy steel nie. Ek het gelag vir die situasie, want ek het geweet, Here, hier kom nog 'n getuienis. Ek weet dat U gaan hierdie saak vir ons uitsorteer. Dis waar my geloof was. Volgende week gaan ons gesels oor saai en maai. Hoe moet ons saai en wat maai ons? Is dit ooit Bybels? Is dit skriftuurlik? Is dit belonend? Kom ons luister volgende week na deel 9. Ons WhatsApp nommer is 0711662178. Hallo? Hallo? 0711662178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuise. Na www.diegetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.